Baie welkom by hierdie week se episode van Net Nog Enetjie. Ja, luister gerus saam, gesels saam en as jy al by die huis is, skink vir jou net nog enetjie en dan luister jy maar wat ons sê. En dan as jy daar in die kar is, ja, die liefs nie ietsie drinkie, wag maar dan tot jy tuis is. Ja, vandag luister jy dan na SCB of SCB, nee, die DA het 'n nuwe SCB bil ingesit wat niks van SCB in het nie. So ons sal sien hoe affekteer dit die RNE dan ook. En dan SCB en RNE, ons gaan kyk. En saam met dit, as jy in Gauteng kinders op skool het, dan het Machomi Chiloane, die LER, jou skoolfonds verhoog laasweek, sonder om te veel waarskuwing te gee. So net wat se implikasies, wat gaan aan en waartoe gaan ons van hier af? Ons gaan na groot rekeninge toe. Net nog enetjies op al die plekke waar jy jou podcasts kry. Like en subscribe asseblief op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Gaan los asseblief vir ons 'n resensie 5 sterre. Op YouTube is daar nou ook 'n opsie waar jy kan dankie sê. Daar's so 'n dingetjie wat jy kan trek. Baie dankie aan Shaul de Villiers wat hom tot in die rooi getrek het, Shaul. Op Shaul. Gaan trek om in die rooi, maak so Shaul, wees lekker. Dankie ook vir ons borg, soos altyd, Kultuurkafee borg ons bier en ons bierbekers. Dit sê los my volk en bier, vir die van julle wat saam luister en nie kyk nie, los my bier en volk. En ons ook los my volk en gin. En los my volk en koffie. Ek is nie groot op die koffie nie, as jy in die kar is, gooi koffie. Nou ja, as jy nie jou bier gelos wil hê nie, praat saam, betaal die rekeninge. Nee. Ja goed, so die DA het dan nou hierdie wetsontwerp ingedien en dit gaan oor half hierdie alternatief dan nou vir SCB. Hulle meen SCB staan vir swart ekonomiese benadeling en dat dinge regtig goed gaan nie. Yes, ek meen vir daai syfers, as jy nou, ek meen oor die 40 miljoen mense wat in armoede leef, ek meen dit is ja, dis redelik skokkend, maar ek meen ons het al gesien ook in terme van die belastingbetalersbasis en alles wat ook redelik klein is. Ek dink dit kom op 'n punt waar meeste mense dink ek redelik gatvol is vir SCB en alles wat daar rondom gebeur, hoe mense dag na dag hoor van nog grootskaalse plundering wat alles onder hierdie dekmantel van die SCB plaasvind. Hoe lyk die pad vorentoe in terme van hierdie wetsontwerp wat ter tafel gelê het en dan ook hulle posisie binne die RNE? Ek dink nie, wel, wat ons sien uit hier uit, is, ons het nou 'n klomp verskillende akteurs wat begin toenemend kritiek op SCB lewer. En die ANC het nie meer lekker verdedig nie, hulle kan nie meer lekker verantwoord hoekom is die ding daar, wat gebeur nie. En dit sê vir die morele grond het geskuif onder hom. Die syfers is verdoemend, hulle weet dit ook, en ons weet ook, dit is nie 'n ekonomie wat wen lyk nie. Die ekonomie. Stop by die syfers, Connie, wat sê die syfers vir ons? Die syfers sê, van dat SCB en regstaande aksie, en sterk air quotes, ingestel is, het swart armoede toegeneem, armoede oor die algemeen, maar swart armoede het ongelykheid toegeneem, ons is nou meer ongelyk, en dan het jy ook werkloosheid wat gestyg het, met ironies genoeg swart werkloosheid wat die heel meeste gestyg het. So as jy nou 'n beleid instel wat sê, weet jy wat gaan hierdie beleid doen? Hy gaan swart armoede, swart werkloosheid en swart ongelykheid beter maak, en hy maak al drie slegter, dan gaan 'n redelike mens, nee, maybe werk het nie. En 'n mens moet kom met daai weet jy sê 'n redelike mens, want hier is nie meer 'n wit en 'n swart ding nie. Nee, glad nie. Mense hou aan dink wit mense is gekant teen SCB. En ek dink dis louter ons, en jy het nou gesê mense is gatvol. Mense is gatvol. Dit maak nie saak watter kleur hulle is nie. Dis nie lekker om arm te wees nie. Nee. As mense dit op die TV sien, jy weet, almal dis in hulle huitjie en dis vreeslik lekker en dis cute en alles. Dit sak om arm te wees. Dit sak om nie 'n werk te hê nie. Dit sak om nie kos op die kinders se tafel te sit nie. So mense is redelik tot matig diep gatvol vir arm wees. En wie se skuld is hierdie? Maak SCB dit beter? Wel vir 'n klein groepie. Ja, dit is deel van die syfers. Ek meen daar's regtig wat ons al gesien het, hier's regtig hierdie elite groep. Dis hierdie tenderpreneurs wat besig is om dit net uit te by tot op die laaste punt. Ek meen dit is regtig daai en hulle word oor en oor
ryker. Ja, dis dieselfde ouens wat net tenders en tender op tender kry en miskien nou en dan help jy 'n vriend, maar verder dis daai groepie want hulle weet nou al lekker om hierdie ding te wing, hulle weet om vinnig tender insit, om op te kry, wie om En hulle het die ietsie te connections gee. van dit en as jy nou kyk net aan Tembisa, hulle trek met 2 miljard, hulle het nog nie opgetel nie. Hulle soek nog na die geldjies. Van daai vermeende skelms het tenders ingesit in ander provinsies. So dit is soos Dis hulle ding. Ja. Dis 'n cottage industry. Dit is wat hulle doen en die res van ons kan nie 'n band uitkit. Weet jy wat kos pleisters? Nee. Nee, maar ons het Ek kan gesien sien by hulle 2 miljoen rand by Tembisa. Dit is baie ons het duur. gesien by Eskom hoeveel het 'n rolletjie toiletpapier gekos, hoeveel het 'n besem gekos. Ja, ek weet, maar dit is Eskom toiletpapier. Ja. Soos as jy die hondjie op die papier kry dan Maar weet jy, hierdie is dalk Louwen is dalk toiletpapier. Miskien is daar klein kragstasies op. Hy dit. sjok jou bietjie. So wat sê die DA? SE nee. So dis 'n Hulle sê net SEB. ekonomiese bemagtiging. Ja. Wat beteken dit? Dit beteken die ironie is as ons net 'n paar goeders doen wat ekonomiese groei aanwakker, dan outomaties gaan ons armoede verlig. Dis nie rocket surgery nie. Die res van die wêreld het ons voorbeelde van hoe laat jy ekonomie groei. Dis regtig nie so moeilik nie. Stap 1 ongelukkig sê hou op steel. En die ANC lees nie verder as dit nie. Hulle gaan, wel. Die plan is onwerkbaar. Nee, ons kan dit nie doen nie. Ons is jammer, ons is uit. So dit is ironie. Onthou nou, hierdie is perde wat met 40 miljoen mense in armoede 'n amptelike regeringsbeleid gaan maak het wat sê ons gaan '100 black industrialists skep. So dit gekyk na hier's 40 miljoen arm mense. Weet jy wat kort ons? So wat nee. 100 miljonêers. So wat bedoel jy? Ons kort 100. Hoe kom jy op die lys van 100 miljonêers? So, kan jy vorm invul? Is dit soos 'n mulatto kaartjie te koop? Nee, jy moet bietjie struggle credentials hê en nee, Met 'n foto stuur. Dit weet ons is belangrik. Jy kan nie taboe bester wees en dink jy gaan dit maak nie. Jy moet 'n fotootjie stuur wat wys jy is 'n So taboe. nou dat ons 100 miljonêers het, wat nou? Hulle het nog nie geslaag nie. Hulle het nog nie reg gekry. Ons nog nie 100. Nie eers 100 nie. Nee, hulle is nie geskep nie. Hulle het maar toe besluit hulle gaan eers klein begin met 'n loodsprojekkie, net 'n motsepetjie. Moet sê pikkie. Kyk hoe gaan dit. Dit werk redelik goed. Dit gaan baie goed vir hom. Presies dit so. Okay. Nee, dis ironie. Ek kan sien hoekom hulle dit wil uitbrei. Maar ja, wat die DA uitwys in hulle media konferensie gister is eintlik redelik eenvoudig. Die ANC is nou op 'n plek hulle kan nie hervorm nie. Hulle kan nie ekonomies anders dink as Sowjet nie en dit beteken ons gaan nie vassit. So die goeie ding is die DA het hierdie so wetsontwerp wat hulle indien wat die BEE wet van 2003 wil herroep en vervang met iets wat wel en dit is die belangrike deel is. Ons kan nou baie praat oor hoe BEE nie werk nie. Maar die werklikheid is ons het nog steeds enorme armoede, enorme ongelykheid en ons moet iets daaraan doen. Die vraag is wat, ons kan nie niks doen nie. Ons kan nie gaan, okay wel, God water oor God se akker, kom ons kyk hoe gaan Maar dit dit het nie. ons die laaste 30 jaar gedoen, het nie gewerk nie kon nie. Dis die Ons iets anders probeer. So iets anders probeer en die DA sê dan okay, maar hulle gaan nou nog steeds die stelsel hou. Dis hulle plan. Ek dink dit is 'n slegte plan nie wat sê 80% van die tender word op prys toegedeel, maar die ander 20% word op iets wat jy wesenlik tasbaar in die gemeenskap verander het. So, hoeveel werk gaan jy skep? As jy sê luister, ek doen aansoek vir die tender, maar ek gaan 4000 werke skep en dit moet gebeur, dan kry jy punte. En dan sê ons reg, nou gaan ons staatsbesteding op jou sit. Ons gaan belastinggeld gee want dit lei na Maar kon jy met eers 'n tender kry voor jy 4000 werksgeleenthede kan skep? So hoe gaan jy bewys dat jy 4000 werksgeleenthede kan skep? Want baie tenderpreneurs sê ook nie, maar ek gaan vir jou pleisters lewer. Wag net. ja, dit is die deel Ons boeker om te bewys. Jy het klaar die tender gekry, hulle betaal die geldjies oor en almal lag bank toe behalwe die sot wat jy in uitbloem. Kyk, jy kan dit seker weer probeer. Jy kan gaan, ek gaan die geld vat en niks doen nie. Maar dan is die catch dan volgende keer, dit is hulle daar 'n ding ook ingesit wat sê daar's 'n diskwalifiserende kriteria. O, as haar bewese As jy 'n rekord het van hierdie Gemors aansoeke ja, en nie doen, yes. dan mag jy glad nie meer tender. So met ander woorde, jy kan een keer hierdie trick trek wat jy sê jy kan hom gamble. Jy gaan moet kies watter ene. Dalk is dit met die herbou van Tembisa wat jy 'n groot tender insit, maar jy gaan een keer dit reg kry en daarna as jy gediskwalifiseer, dan mag jy letterlik nie meer besig met die staat doen nie. Wat eintlik wonderlik is want ons het hoeveel firmas wat ons weet en wel tenderpreneurs. As jy nou vat die voorbeeld, ons weet die ou het gesteel by Tembisa, ons kan sien en nou tender hy op ander plekke nog steeds. So ou sal volgens die nuwe wet net gediskwalifiseer wees. Jy kan glad nie meer deelneem. So dis goed, gaan die wet deurgaan? Nee. Ek dink nie so nie. So ons gaan nêrens heen. Good het klaar gesê die DA probeer net vasklou aan
mag saam met VF+ Solidariteit Afriforum. Ek- Wit mense wil hulle grond behou, hulle wil hê almal moet toegang tot mediese sorg hê en hê baie slegte plan. So die oplossing vir swart ekonomiese bemagtiging wat nou sleg bestuur word is goeie bestuur van swart ekonomiese bemagtiging. Kan dit ons red? Nee. Ja, dis meer Einde dan daarvan. dis meer die beleid self ook. Ja. Nie net hoe dit toegepas word nie, maar die beleid self. Kom maar as ons weet dit gaan nie deurgevoer word nie, hoekom doen ons dit? Wel, jy moet die debat skryf. So die eerste ding is daai van goed is basies iemand wat sê, weet jy wat, sy na Anglo-Boereoorlog toe gaan. Al wat ons nodig het is dat die Engelse effe meer doeltreffend ons plaas van die brandsteek. So hierso is eerder as 4 kies, kom ons gebruik lighters. Nee, die beleid self outomaties bed korrupsie in omtrent. As jy swart is, kan jy 25% meer vir 'n tender vra volgens die wet. Hoe jy daai gekyk het en nie gedink het, dit gaan alles duurder maak, obviously nie, want dit is wat gaan kom. So enigiemand wat sê, nee, okay, ons moet net die beleid bietjie beter uitvoer, is pretty much 'n ou wat gaan, weet jy wat, solank die trein konsentrasiekamp toe mooi werk en die wiele reg is ek happy. Maar nie actually dink aan waartoe gaan ons nie. Nee, die beleid kan nie werk nie. Dit sal nooit, jy kan nie 'n nasie in welvaart en herverdeel nie. Dit werk is nie. Wat ons gesien het is jy kan 'n klein groepie ryk maak met herverdeling. Jy kan nie, ons moet groei en ons weet dit want daar is baie internasionale voorbeelde. As jy begin inmeng met mense se besighede, hulle sê jy moet aanstel, hulle sê jy besig moet besit, belê hulle nie by jou nie en as hulle nie by jou belê nie, dan het jy nie ekonomiese groei nie en dan het jy nie werk nie. Dit gaan van internasionaal en plaaslike beleggers. Mense hou daarvan om hulle eie besighede te ran. En dis die dood in die pot vir SCB van die begin af. Dit sou nooit werkskepping tot gevolg hê nie. Dit kan nie by design nie. So die ontwerp is al weird ideologiese ding, is eintlik maar net as jy nou fancy wil raak, is dit teruggryp na marxisme, maar hulle het net klas met ras gaan vervang. Het gesê, okay, ons het arme mense wie ons moet help, maar nou, wel, eintlik is daar die klasse stryd, en dan gaan hulle maar, ons gaan dit net op velkleur doen. Maar jy kan nie 'n velkleur verander nie, so, jy gaan altyd bevoordeel word. So nee, dit is nie, dat ons moet net beter implementeer nie. Ons moet iets radikaal anders doen, om by 4-5% groei te kan kom. En dis nie so moeilik nie, maak seker die krag is aan, maak seker die vensters is heel, wat ons regering nie reg kry, meeste van die tyd nie. Bedoelende is wet en orde, en laat mense besigheid doen, laat hulle doen wat hulle moet, maak dit vir hulle maklik om mense in diens te neem, om besighede te begin, om aan te gaan. Ons doen nie een van daai 3 tans nie, ons doen moeite om met al 3, die krag is nou aan, as jy sonkrag ingesit het, maar ons doen moeite om al 3 daai so moeilik as moontlik te maak, en dan kan jy glo, dan groei dit nie, of daar is groei, volgens Prof Komedi van Wits, sê hy, as so net so oor die R1 triljoen na 100 individue toe verplaas. Ja, 1000 miljard. Ja, 1000 miljard, deur die stelsel. So, ek dink ons kyk na 'n stelsel wat presies werk soos wat 'n sekere groepie wil hê moet werk, en dan gebruik hulle arm swart mense as bemarkingsmateriaal, en koop nog 'n Maserati aan die einde van daai. In 'n pragtige blou. Luister, jy sê mense hou net daarvan as die staat inmeng in hulle besighede. Een van die plekke waar die staat, veral hier in Gauteng, baie geniet om in te meng is by die skole. En een van die plekke waar ons dit nou gaan sien is in die rekening wat ons gaan kry. Ja, en is nou die Quintiel 5 skole, so dit is die tipiese Afrikaanse skole wat subsidies dan maar sny is, poste wat gesny word ensovoorts, so en dit uiteraard Sommige skole tot 8 poste. Dis baie. Ja, maar ek meen is hierdie net soos 'n absolute openbare aanslag of Yes, ek weet nie of 'n openbare aanslag is en of die geld eenvoudig net op is nie. Ek dink hulle het besef hulle het nie geld om vir almal te gee nie en nou begin hulle by Ja, iemand waar dit eintlik julle werk, julle is dis eintlik maklik om te gaan en te sê julle ons sny eers by julle want dit is nie die plek waar mense tradisioneel die skoolhoof met 'n knopkierie uit sy kantoor jaag nie. Want dit gebeur. Of mense gaan steek iets in 'n brand, maak dit nie reg nie. Nee, Maar as jy op 'n ander plek party van hierdie triks traai, gaan jy baie sleg tweede kom. Waarskynlik bloeiende of brandende. Ja, ek kyk vars van sy bloedneus af teen Pretoria Girls High het Machomi Chilwane. Skinde sy nog te mekaar, dit kan nie mooi nie. Ek kan vaar tussen die bloedneus en die eier op die gesig. Was dit vir hom geweldig moeilik. Dis lekker om uit te om haar lees. state te lees, maar toe kom maar uit nee, hulle het 12-13 miljard gaping wat hulle moet vul ergens
En sy oplossing is redelik eenvoudig. Dat dit is kwintiel 5, maar dit is eintlik net ou model C skole. Dit is as jy skoolgeld het en hulle gaan sny die subsidie per kind. Subsidie is 'n fancy woord vir die hoeveelheid belasting van ons wat hulle aan jou eie kinders spandeer, gaan sny hulle van R900 na R300. So dit veroorsaak so R1 miljoen gap in meeste skole se begroting wat hulle ergens moet vul. Maar saam met dit uit nie poste gesny nie, hulle het dit geskuif. So hulle gaan 3-4 poste. Maar kon jy speel regtig mooi met woorde. Nee, look at that. Nee, hulle gaan 3-4 poste by 'n model C skool of die kwintiel 5 skool nou wegvat en dit vir 'n ander skool ergens gee. Nou die rede hiervoor is die geld is op, baie eenvoudig. Hulle kan nie, die departement het nie meer geld nie. Waar is die geld heen, Connie? Ons Oor al die skole wat hulle gebou het. Dit is obviously, en kyk, our skole moet skoongemaak word. En ontsmet word. En ontsmet word. En ons het En jy moet ondersoeke doen, jy met al daai ondersoekers aanstaan en betaal. Oor as daar dalk rasisme is. Ja, en dan moet jy daai geld spandeer om die verslag veilig is weg te berg waar niemand dit ooit mag sien nie. En dan moet jy dit ook verder gebruik om regskoste wanneer mense aansoeke bring om toegang tot daai goed te kry. So dan moet jy prokureurs aanstel om te verduidelik hoekom daai verslag nooit die lig mag sien. Ja, dit klink reg. En nou onlangs het hulle daar's 'n biddag vir Tembisa gewees wat befonds moes word. So ons weet nie of die geld sin toe geskuif het nie. Maar dit is dis gratis om te bid. Dis al wat ek kan sê. Nie as die regering dit doen nie. Jy moet daar uitkom nie. Daar's geen jy moet daar uitkom en jy moet eet. Luister, ons praat nou van die subsidies wat die skole kry en dis net 'n bietjie sleg want dit is die belasting wat jy klaar betaal het en nou kry jy nog ewen minder daarvoor. Maar baie van hierdie voormalige model C skole, die kwintiel 5 skole, die minimum geld kom van die staat af. Maar dit beteken nie 'n mens wil nie sê luister, ons is geregtig hierop. Want dit bly die staat se skool, né? Daai eiendom behoort aan die departement. Mense kan nou sê ons ran in elk geval hierdie skool met ons geld, maar daai is nie jou skool nie, dis die departement se skool, die geboue, die infrastruktuur, dis die departement se. Openbare skool. Tegnies behoort dit aan die beheerliggaam, maar die bates is in die die ironie van hierdie is, en dit is die vermetelheid van 'n party wat 34% gekry het in Gauteng, so hulle het minderheidsparty, hulle is ingestem deur die DA as ons reg onthou. Ek wil net vir jou sê, ons premier het nie op sy eie dag gekom. Nee, maar Chommy is daar weens blou steen. Wat dan gaan, ons sny befondsing na model C skole, kwintiel 5 skole, waar hulle reeds minder as die helfte van die skool dra. Hulle dan sekere gevalle tot soos 20% van daai skole is staatsbefondsing. Dit word nou 10% of minder. En dan kom Bella deur wat hulle sê, en by the way, ons het 100% besluitnemingsvermoë oor die skool. So dit is 'n situasie vir jou Afrikaanse ouer of iemand, wel as jy 'n kind in die model C skool het, waar jy 100% moet betaal, wanneer die departement betaal nou 10% of minder van die skool, dan betaal jy jou belasting, wat nie na jou skool toe teruggaan nie, en dan kom jy daar een of ander makker van die departement op wat vir jou sê, nou skool wat jy het, is jammer as Afrikaans, ons moet ook maar kyk na die taalbeleid verander. So wat mens kan doen is soos typies departementeel, het hulle die ou bait and switch gedoen is, die afsnypunt vir hierdie posvoorsiening was 30 September. Dit was? Die rede is belangrik, want skole moet begrotings begin indien. Dit lê nou oop, die meeste skole se begrotings is nou oop. Presies dit, ouers moet gaan stem, en hulle moet 'n verhoging insit. Toe mis die departement die datum van 30 September. Hulle gaan, ons het nou, wat is die deadline? Maak so snaakse klank as hy verbygaan. Toe 7 Oktober, 8 Oktober stuur hulle vir skole briewe van, julle, by the way, julle gaan, net so, dit gaan Hunger Games wees, julle moet kies. Die odds is nie in julle favor nie. Ons volunteer tribute. Presies dit. Ja, maar die kwintiel 5 skole is volunteer tribute. Ja, dis die werklikheid is, sê was dit vir jou luister, daar's 3 juffrouens wat julle moet laat gaan. Dis hoe dit werk. So, good luck, en hulle backdate om, so stuur 7 Oktober die brief, maar hulle sê, weird genoeg, ons het hierdie actually 30 September geskryf, net nie vir julle gestuur nie. Skus. So, sorry, so julle gaan nou nie, so jy gaan daar op prosedureel gaan, kerels, dit is te laat, julle het te lank gevat. Maar jou probleem met daai is, ek weet nie of jy gaan wen, op die meeste gaan jy 'n jaar wen, maar die geld gaan weer opraak volgende jaar. Dit is nie op pad om meer te raak. My probleem is net, hier is nie volhoubaar nie. Ek is 'n skoolgeld betalende ouer. Hier is nie 'n bodemlose put nie. Mense dink model C skole of kwintiel 5 skole, daai ouers se geld het geen perke nie. Ek verseker julle dit het perke.
Nee, dis dis al bloed hoe en moeiliker. sweet Ons aan kyk daai- na die werkloosheidssyfers, kyk na die ekonomie wat nie groei nie. Mense verarm toenemend. En ek sluit myself by daai groep in. Ek word nie ryker hier waar ek sit nie. So in 'n stadium gaan dit 'n kantelpunt bereik wat mense gaan sê, luister, ons kan hierdie eenvoudig nie meer doen nie en dit is hoekom jy nou moet teesit. Ja, dit is die vraag dan langer termyn is wat doen mense? Ja, ons, wat doen jy ja? ons het al gesê die staat se geld is op en dit gaan meer en meer op wees en wat Dit gaan opraak. wat die departement onderwys in Gauteng ten minste nou van kyk hulle was nie subtiel oor hulle hou regtig nie van ons nie. Maar hierdie is nou blaatant net is okay, hulle gaan nog meer belastinggeld probeer wegvat by model C skole soveel as wat hulle kan en dit elders kanaliseer om hulle eie kiesers gelukkig te hou. Mens kan oproerig raak en ek dink mens moet dalk begin per herinner jy het net 34% gekry. Jy regeer weens ander mense. Jy kan nie hierdie net so willy-nilly doen nie, maar die uiteinde gaan wees ons gaan moet kreatief begin dink hoe ons skole meer staatsbestand maak. So ons nie so geskok word deur 'n staat wat dit sny nie. Die werklikheid gestel ongelukkig is die skoolfonds gaan vir ons 10-15% opgaan volgende jaar. Dit gaan nie 6% wees nie. So dit is ons gaan maar 'n bietjie meer hoender eet en Niemand kan jy hoender eet Ja, nie. wanneer is die oral goedkoop hoor. elke tweede dag hoender eet. Jy maar bly nou- nie na 'n armer groepie nie, want niemand kan jy hoender eet nie. So al hierdie dienste wat mens in effek voor dubbel belas word want jy betaal belasting maar jy kry nie veiligheid nie want die polisie is onaktief so jy moet vir 'n privaat veiligheidsmaatskappy. Dieselfde met mediese dienste, dieselfde met skoolfonds, die lys jou net so aan. Al daai goed styg jaarliks met ongelooflik baie. Die staat Baie probeer meer as inflasie. deur goed soos die nasionale gesondheidsversekering probeer hulle dit wat die private sektor opgebou het sommer dan net ook vat en sê baie dankie dat julle hierdie vir ons gedoen het. Kan ons dit nou kry asseblief om dit net mooi die grond in te bestuur vir julle. As net vir julle daai les gee. Mense praat gereeld dan ek meen dit is eintlik al iets wat vir jare en jare opduik is die moontlikheid van 'n tipe belasting boikot of om belasting te weerhou en goed. Daar is al baie gesê dis nie noodwendig baie haalbaar om dit te kan doen nie. Ek meen jou geld word deur die maatskappy, daai belasting word afgetrek voor Ja, jy jou salaris ontvang. Of SARS vat dit net sommer Kom kan. kom ons al hoe nader aan so iets is ek meen is dit iets wat amper 'n laaste uitweg is, maar Dit is man kom ek nadat alle ander opsies uitgeput is basies, gaan die regering gedwing word om ergens 'n gesprek te hê want wat op pad is as jy nou dink hierdie perd sê nou reg ons sny die subsidies. Ek kan dit een keer doen. Volgende jaar nou kan jy kontiel 4 skole sny as jy sou wou. En dan is jou triks op. ja. Bedoelende is nou is dit dis al die skole wat skoolgeld het op wie jy die subsidie gesny het. Die res moet jy as staat befonds. So as jy daar sny, dan sit nie net 3 pot, dan sit direk daai skool kan niks meer doen nie. So dan jou triks op en dan uiteindelik gaan jy moet wel ons sal hopelik ongelukkig is nog 'n entjie weg, so 2027, 2028 gaan ons as gemeenskap begin 'n gesprek hê met die regering wat sê, maar waarom het julle affies op julle boeke? Julle kan dit duidelik nie bekostig nie. Wat daarvan ons kry 'n deal wat ons haal van julle boeke af, ons kyk of kan ons hom onafhanklik maak op 'n manier, en julle hoef nie meer onderwysers te betaal nie. Nou dis duur vir ons, ongelukkig, maar die geld is so op aan daai kant, daar's nie regtig meer enige opsies nie, en dan daarna kan het jy mense skool koop. Ja. Dis onbetaalbare infrastruktuur wat daar staan. Net die grond waarop skole staan, die geboue, nie eers om van te praat nie. Die vraag sal wees is, kan jy kostig om dit nie te doen nie? Hoor, Want as jy hom nie koop nie, dan gaan die departement daar ook net vir jou in die grond in hardloop. So ons gaan ek hoop ons kry dit reg, maar jy gaan moet begin 'n pad vir jou skole maak. As jy Afrikaanse skole besonder is, dis baie duidelik. Die veral Gautengse LR is vyandig teenoor jou. Hulle gaan so min as moontlik aan jou betaal en soveel as moontlik probeer inmeng. En dan beteken dit ons kan beklei, maar ons moet 'n pad begin maak om onsself staatsbestand te kry, om uit hierdie stroom uit te klim op 'n manier. Daar is planne ensovoorts. Helaas gaan dit ongelukkig nog 'n bietjie pyn wees waardeur ons gaan. Want nadat jy daai gedoen het, en dit is wat met mediese fondse gebeur het vir interessantheid, dan het jy die gesprek wat sê, jong, sien dat ek nou nie staatsmedies gebruik nie. Ek kort my belasting terug. En jy kry dit tans in die vorm van mediese fonds belastingkrediete. Krediete. En dat jy dan iets in die lyn sê van, alright, maar nou soek ek wat ek aan belasting betaal. Ek betaal
belasting, maar my kind gaan nie na staatskool toe nie, so ek kry geen voordeel nie. Waarvan ons begin belastingkrediete vir al hierdie duisende goed wat ons doen terugkry op 'n manier. Gaan hulle daarvan hou? Nee, regtig nie. Maar jy kan nog nie tans ordentlike belastingboikot van stapel stuur sonder dat jy baie meer georganiseerd is as wat ons is nie. Die uiteinde van daai is die gesprek gaan nee wat ons en ek vermoed dit is as die aansien nog in mag is op daai stadium. Gaan die ou gesprek wees van ja, ons is gemaklik met die geld kry vir niks doen nie. Ja. Ek is nie meer gemaklik om te betaal vir niks terug nie. So, exactly. So organiseer, kry vermoë en dan het ons 'n paar harde gesprekke wat hopelik oor so 5-6 jaar eindig met belasting terug in jou sak wat jy dan vir die skool gee. Ek kan drink op belasting terug in my sak. Belasting terug in die sak. Eendag.